Ek voel verskriklik sleg. Voel jy siek? Moet net nie vir my sê het vandag 'n eksamen nie, want dan weet ek presies hoekom jy so skielik siek voel. Nee, pa. Ek voel sleg, want Tenis het my geskyp en toe het ek vir hom in sy gesig gelieg. Waaroor? Oor haar. Oor my? Ja, omdat jy gaan fliek het saam met daai nerd van 'n Hardes Vogel. Daar was 'n ou saam met my op skool wie se naam Joe was. Wat's fout daarmee? Die probleem was sy van was vol. Elke keer as 'n nuwe onnie hom gevra het wat sy naam is, het hy 'n helse kopklap gekry as hy sê Joe Hall. Dit los nog steeds nie my probleem op nie. Wat 'n probleem? Dat ek vir my beste vriend gelieg het. Die skuldgevoel ruk my stikkend. Oh, please. Jy het of jou ouers gelieg, het jy nie? So. En het die skuldgevoel jou ook toe stikkend geruk? Nee. Nou wat worry jy so oor Tenis? Waaroor het jy vir jou ouers gelieg? Huh? Jy het nou net erken dat jy al van ons gelieg het. Waaroor? Toe, sê hom. Sê hom wat? Dat hy nie vir sy ouers moet lieg nie. Alle kinders doen dit. Is dit nodig dat ons hierdie arme kind tussen al daai miljoene uitsonder? Kind, die ding gaan niks in jou oë verkeerd doen. Ek verstaan hoe hy voel. Ek het self van die pad afgedwaal en vir my ouers gelieg. Is dit? Ja. Wors, het jy jou hande gewas? Ja, ma. Wors, het jy jou neus gekrap? Nee, ma. Wie is die hooligan wat sy vinger in my chocoladekoek gedruk het? Nee, ek nie, ma. Moet ek aangaan? Nee, asseblief nie. Tenis het my reguit gevra of dit waar is dat Blapsie saam met 'n maargat blonde kop ou gaan fliek het. En ek het reguit vir hom gesê: "Nee, dit is nie waar nie." Spioneer hy op my? Hoe weet Tenis dat Hardes 'n maargat blonde kop is? Dis wat ek ook wil weet. Jou vriendin Annetjie het hom ge-SMS. Annetjie. Ja, wat het ek vir jou gesê van vriendinne? Hy slet van 'n Sari Bosman was my vriendin. Tot julle pa 'n week voor ons troue vir my met daai terg verneek het. En Lukie Olivier het op haar Facebook geskryf dat jy gaan rondjol terwyl jou ou in die Kaap is. Die hel gelos is as ek volgende by daai skool aankom. Jy weet, dit is wat ek haat van die internet en selfone. Mens kan nie eens 'n windjie los sonder dat die hele wêreld weet wat 'n vlewer dit is. Los asseblief vir Hardes. Jy breek arme Tenis se hart. Ek het net saam met hom gaan fliek. Dis al. Wat is verkeerd daarmee? Dit hang af of jy in die maargat nie fliek gevry het. Het julle? Nee, ma. Daai nee maak klink net soos myne toe my ma my gevra het of ek in my neus gekrap het. So bietjie, okay? Dis okay. Ons almal krap so 'n bietjie in ons neuse. Ek het van vrygepraat, pa. Jy weet daar's 'n naam vir meisies wat twee ouens gelyk aanhou. Hardes is net my vriend. Tenis is nog steeds my ou. Soos ek het sien is Tenis jou kar en het jy vir Hardes net gevat vir 'n test drive. Pa, dit klink baie rof. Kan ons asseblief nie hier sit en my persoonlike probleme so bespreek nie? My raad is kies of 'n Tenis van Rooyen of Hardes Vogel, nie albei te gelyk nie. Kies vir Tenis. Wat doen hierdie Hardes Vogel se pa en wat 'n game is hy? Hy's 'n ginekoloog. Kies vir Hardes. Asseblief ma, dis nou genoeg. Laat my toe om my eie persoonlike probleme uit te sort. Ek waarsku net want ek weet voor my siel dit gaan eindig in 'n trane dan. Wel dan moet dit maar. Fyn. Ek het in elk geval erger probleme van my eie om oor te hoor. Wat se probleme? Moenie vir jou pa sê nie, maar Auntie Poppy het gister gebel. Jou ouma wil terugtrek Johannesburg toe. Asseblief nie. Sy wil glo haar woonstel in Maagheid verkoop en 'n plekkie hier naby kry. Naby ons. Ja, om nader aan haar seun en haar kleinkinders te wees. Dis nie goed nie. Dis 'n disaster. Ek het skoon 'n naarkol op my maag. Dis presies so iets wat my kan trigger om weer te begin drink. Nee, mami is daaraan dink nie. Dis 'n vlamskerp swaard wat oor my kop hang. As sy hier naby bly, gaan sy tydig en ontydig hier by ons inval en huismoeles veroorsaak. Wat as ons ouma belet om hier te kom kuier sonder 'n afspraak? Nou, wat sal die familie daarvan sê? Die hele blerrie familie weet hoe ouma is. Ek is seker hulle sal nie omgee nie. En jou pa? Wel, hy gaan baie die huis uit af wees. Ek het nie hierdie ontwrigting in my lewe nodig nie. Sy moet liewer bly waar sy is in Maagheid en nie my huis in die hel verander nie. Ek dink ons moet so gou as moontlik met pa hieroor praat sodat jy vir ouma kan stop om nie hierheen te trek nie. Dit is presies hoekom sy dit agter ons ruil wil doen. Sy het vir Poppy die dood voor die oë gesweer as sy 'n woord hiervan vir ons sê. 'n SMS van Tenis. Wow, Wat sê dit? wie is Hardes Vogel? Hoe die hel weet hy dit? Blyk by daai vriendin van jou was besig op haar selfoon. Wat gaan ek nou doen? Nee,
Nee, juffroukie, moenie vir my vra nie. Net 2 minute terug het jy vir my gesê ek moet jou asseblief toelaat om jou persoonlike probleme self uit te sorteer. Nee, ja, go for it, sort dit self uit. Nou het ek 'n narkel op my maag. Ons het gister amper 'n fight daar by my werk gehad. Met 'n customer. Nee, tussen Melvin en Neville Naidu. Ons moes net keer of hulle wil appels swaai. Het die twee stry gekry oor politiek. Iets baie erger. 'n Pers G-string pantykie. Wat laat twee volwasse mans beklei oor 'n G-string? Melvin het daar by die werk aangekom met die dingetjie en toe wou hy vir Neville 'n poetspak en toe sit hy dit in Neville se kar se kabion. Nooit. En toe Neville na werk sy vrou vat om atcha samosas en curry powder te gaan koop, toe kry sy dit. En toe breek daar 7 soorte Punjabi hel los. Hoe kry enige soort man om uit so 'n situasie uit? Ek kan nie. Geen vrou gaan 'n woord glo wat jy sê nie, want sy sit dan met die evidence in haar hand. En wat gebeur toe? Ek weet nie. Maar Neville moes gisteraan in sy kar stap. Jy kan dink hoe moedig hy was toe hy gister by die werk aankom. Ek het hom nog nooit so oorvloek nie. As ek hy was, sou ek ook vir Melvin wou bliksem. Dis die soort poets wat in die skei-hof kan eindig. Om die vrede te bewaar, moes Melvin vir Neville se vrou persoonlik gaan verduidelik. 'n SMS van Tennis af. Ek dog jy is my beste vriend. Wie die hel is Hardes Vogel? Sien pa, iemand het gaan stories aandra en nou weet Tennis dat ek vir hom gelieg het. Verduidelik vir hom dat jy dit teen jou sin gedoen het om jou sussie te beskerm. Dis die soort probleme wat gebeur as jou beste vriend met jou sussie uitgaan. Wat 'n probleem met dik gat? Jy mors met Tennis se gevoelens en nou sit ek so Piggy in die middel. Oh, please. Pa, dit raak laat, kan ons ry? Ja, kyk. Nog 'n SMS van Tennis. My hart is in 2 geskeur. Ek is sommer lus en vat 'n kabelkarretjie tot bo op Tafelberg. Hy moet dit doen, die uitsig is fantasties daar van bo af. Kom. Wag, hier's nog. En gooi myself dan van die hoogste kraans af tot in die haai besmette see. Nee, Tennis, nee. Man, Tennis, die Hardes ou was saam in die groep jong mense wat gaan fliek het en hy het net toevallig langs Blapsie in die fliek gesit. Wat? Ja, niks nie, hulle het nie eens handjies vasgehou nie. Jy moet tog jou nie steur aan die stories wat die verdomde Annetjie aandra nie. Dis regtig nie nodig om iets onverantwoordeliks aan te vang nie. Ja, ek sal seker maak sy gaan fliek nie weer tot jy teruggekom het nie. Jy het daar so ontstel dat sy weier om vandag skool toe te gaan. Hou jy nou ook net asseblief op met huil. Dit was alles net 'n misverstand. Ja, ek sal vir haar sê. Goodbye dan. En so sorg jy jou eie persoonlike probleme uit. Thank you very much. Waardeer dit regtig dat mam gebel het. Ma het sy lewe gered. Ag, dis rubbish, is net oordrewe tiener emosies. Hy's met sy tannie en Parow is nie eens naby Tafelberg nie. Dis nie oordrewe emosies nie. Dis regte emosies. Ek voel skoon uitgemergel. Dis die hormone wat so met jou mors. Ek was ook 'n tiener gewees. Ek verstaan baie beter as wat jy dink. Ek voel soos 'n wrak. Ek lyk ook seker soos een. Maar gaan was jou gesig en dan vat ek jou skool toe. Asseblief nie vandag nie, ma. Dis nie moeite werd, mens sal klos so laat. Ag, goed. Gaan trek uit jou skoolklere en dan bly jy vandag by die huis. Al is dit teen my sin. Dankie, ma. Want ek moet ry, anders gaan ek laat wees. Ma. Gee maar jou sak. Ag, okay. Maar verstaan, jy's nou op daai rollercoaster tussen kind wees en groot mens wees en it's a very confusing place to be. En dit word alles net vererger met 'n melodramatiese boyfriend soos hy rubbish van Rooyen. Sorry, ma. Hoe lyk jou seinsterkte nou? 100%. Dis great. Hierdie router maak van julle hele huis 'n hotspot. Jy kan op enige plek in die huis of die tuin wees met jou laptop en jy's wireless op die internet. En Blapsie se kamer ook. Jep, haar laptop is nou permanent op die internet. Dis hoef sy nie haar huiswerk mee in my kamer te kom doen nie. Nooit weer nie. Dis baie goeie nuus. Nou vir die slegte nuus. Hoeveel gaan jy ons hiervoor charge? Niks nie. Ek doen dit eintlik vir Blapsie.
Ek het al beloof. Jy weet sy het 'n vaste ou. Ja, Tenis. Ek wou maar net seker maak jy weet. Maar hy is in die Kaap. Oor 3 weke is hy terug. Dit gee my oor genoeg tyd. Oor genoeg tyd vir wat? Om vir Blapsie af te vry. Ek dink nie dis 'n baie goeie idee nie. Sy het my baie duidelik laat verstaan dat sy belangstel. Ja, maar ek dink sy het vanoggend haar mind gechange. Die joke seker. Nee, regtig. Tenis het gedreig om van Tafelberg af in die see vol haie te spring as sy nie ophou om met jou rond te jol nie. Ek glo dit nie. Jy kan maar. Sy was so hysteries. Sy het nie eens vanoggend skool toe gegaan nie. Tenis klink vir my na effens van 'n weirdo. Tenis is my beste vriend. En ek sal dit waardeer as jy nie iets slegs van hom voor my sê nie. Nou klink dit asof jy meer van hom hou as Blapsie. Wat bedoel jy? Hou jy van meisies? Ja, natuurlik. Het jy op die oomblik 'n meisie? Ja, 'n baie mooi cherry met blonde hare en net so 'n paar headlights. Wat is haar naam? Peggy Sue. Pochempo. Haai, wat lees jy? Ag, sommer niks. Ek het nie geweet jy is hier nie. Ek het daai router kom insit. Jy het nou die internet wireless in jou kamer. Dis baie sweet. Thanks. Ek hoor jy ou wou vanoggend van Tafelberg afspring. Het daai dik katjie vertel. Ja. Tenis is 'n baie fyngevoelige ou en geneig om oor te reageer. Vir my klink dit of hy nie te lekker is nie. Jy ken hom nie? Sorry, maar soos ek dit sien, is hy my kompetisie. Kompetisie vir wat? Vir jou. Hardes, ek hou baie van jou. Maar Maar na vanoggend het ek besef dat dit verkeerd is om vir Tenis te verneek met jou. Maar is dit nie jy so exciting omdat dit verkeerd is nie? Ja, miskien. Jy maak dit vir my baie moeilik om te konsentreer. Kyk my reguit in my oë en dan sal jy kan konsentreer. Dis is flippend presies wat ek nie moet doen nie. Ek probeer vir jou sê vergeet van my, en terselfdertyd probeer jy my verlei. Want ek like jou. Ek like jou ook. Maar dit is buite die kwessie. Ek gaan vas uit met Tenis en daarom kan daar niks tussen ons wees nie. Niks nie. Niks. Dis die aantrekkingskrag tussen ons so sterk. Mag ek nie soeg voor die versoeking om jou sterk arms om my te wens, jou sagte lippe hartstogtelik op my te voel nie. Gaan jy my nou flippend soen of nie? Wat die hel gaan jy aan? Dit was net 'n soen, ma. Regtig. Ek dink vanoggend het jy finaal besluit dis hallo Tenis, goodbye Hardes. Dit is presies wat dit was. Ek wou baie soen. Dit is vir my meer soos 'n hier kom moeilikheid soen gelyk. Hardes, kry jou ry. Jy sal ek aan, jy kan ook nie nog net 10 minute lank hier kuier nie. Nee, vat die pad. Ag, okay. Die paar Blapsie. Baie Hardes. Jy, juffroukie, het nie soveel wilskrag nie. Ek het baie maar my hormone is almal 'n spul slette. Jy's bietjie later as gewoonlik. Ons het 'n dissiplinêre verhoor gehad vir Melvin en Neville Naidu. Klaar weer batteries gesteel. Verbal abuse. Maar kom ons los maar die werk se probleme by die werk. Hoe voel Blapsie? Baie beter. En na hy rubbish van 'n Van Rooyen oor die telefoon uitgevreet het hy sy melodramatiese twak laat staan. My ma het my vandag gebel. Om jou uit te vreet. Snaaks genoeg nie. Sy wou weet hoe ver Linden van ons huis af weg is. En jy het nie gewonder hoekom sy dit wil weet nie. Nee, sy was besig om 'n blokkiesraaisel in te vul en dit was een van die vrae. Is dit? Maar ek het dan nie geglo nie. Nee. Nee, so stupid is ek nie. Toevallig weet ek my ma haat blokkiesraaisels. Jou ma is op soek na 'n woonstel naby ons. Wat? Poppy het my gebel. Sy wil glo hiernatoe trek om nader aan haar seun en haar kleinkinders te wees. Ek gaan klim sommer op die dak. Sit! Ons moet jou ma keer. Ek sal dit nie kan uitstaan met haar wat hier naby ons bly nie. Sy sal elke 5 minute hier by die huis inval en jy sal haar oral heen moet rondry. Dit is my ergste nagmerrie. Dan moet ons miskien liewer trek. Nee. Ek het 'n beter idee. Bel jy vir Poppy
En sê vir haar sy moet asseblief vir niemand sê nie. Maar jy het 'n pos by een van julle takke in Windhoek aanvaar en ons beplan om soontoe te trek. Nou, ek verstaan nie hoe dit gaan werk nie. Ek ken vir Poppy. Wie dink jy gaan sy eerste bel met die skindernuus? My ma. Molly, jy is briljant. Nee, desperaat. Ma, Tinus is in die hospitaal. Het die klein bliksem verragtig van Tafelberg af afgespring. Nee, pa, hy het natuurfoto's op die strand geneem en per ongeluk in 'n blue bottle jellyfish gaan sit. O, hel, daai ding brand jou vol blaase. Wat is strand? Sandy Bay. Is dit? Natuurfoto's op Sandy Bay, né? Ja, wat's fout daarmee? Sandy Bay is 'n nudiste strand. Ek het al begin wonder wanneer eet ons. Maar het sommer vir ons takeaways te kry, want pa praat al langer as 'n uur met ouma op die foon. Hoekom? Al wat ma gesê het, is dat ouma verskriklik kwaad is. En ek het gehoor pa sê iets van Windhoek. Tinus het gesê hy sal vir ten minste 2 dae in die hospitaal moet bly. Ek is te delen vir hom om hom eers te SMS. Never mind te bel. Hy dreig om van 'n berg af te spring omdat ek so met Hardes gaan fliek het. En kyk wat doen hy. Neem kaalbas foto's van vreemde cherries op 'n strand. Presies, die vark. As ek ooit in die Kaap moet kom, is dit al strand wat ek gaan besoek. Wat se tipe meisies gaan sien toe? Cherries wat glad nie skaal is nie. Ek gaan vir Hardes sê dat dit oukei is om met hom uit te gaan, as hy nog wil. En dan kan jy maar vir daai rubbish van 'n Van Rooyen die waarheid vertel, as hy vra. En as hy nie vra nie? Dan shut up jy. OK. Ek kan nie wag dat Tinus daai natuurfoto's wat hy geneem het op sy Facebook webwerf sit nie. Hy reken, dis pure kuns. Is dit? Veral glo die close-up foto's van 'n wulpse rooikop cherry wat van Bellville afkom. Delicia pompies. En as jy vanoggend so happy lyk, Ek het 'n ongelooflike droom gehad waar ek 'n pilot was saam met 'n groep wulpse lugwaardinne op Sandy Bay. Drome is baie persoonlik. Hou dit asseblief vir jouself. ek het van my ma gedroom. Dis 'n nagmerrie, nie 'n droom nie. Ek het oor Hardes vogel gedroom. En niks. Mos sê ons drome is so persoonlik. Waaroor het jy gedroom? Was goed. Hoe droom mens oor wasgoed? As jy so baie wasgoed soos ek moet doen, sê jy ook daaroor begin droom. Daai internetrouter wat Hardes Vogel vir ons ingesit het, werk soos 'n droom. My downloads is omtrent 4 keer vinniger. Was jy alweer die hele nag op die internet? Dis naweek. Wat worry my? As jy nie soveel tyd en aandag aan jou studies wil spandeer, is dan verdomde internet. Toe, sê hom wors. Sê hom wat? Mens kan verslaaf raak aan die internet, dis soos 'n drug. Ek het gehoor in Holland kan mens by enige koffiewinkel saam met jou cappuccino 'n dagasol bestel. Ag, waar hoor jy dit? By Melvin. Maar spin jou storie. Nee, maar dis waar. 'n Mens kan selfs op dagga-toere soontoe gaan. Hoe weet jy dit? 'n Mens kan die toere op die internet bespreek. Die Hollanders is die grootste dagga-gebruikers in die wêreld. Ah, dit wys jou. Wys jou wat? Daai kaaskoppe is konstant gerook, dis hoekom hulle so snaaks Afrikaans praat. Pa, hulle praat Nederlands. Dis net 'n internasionale naam vir gerookte Afrikaans. Jy weet partytjie verstom jou algemene kennis my. Dis logies. Sal 'n nugter mens ooit sê, ek heb 'n kardusie gekry. Wat beteken dit? Ek het 'n cherry gekry. Hel, miskien moet ek op een van daai toere Holland toe gaan. Daai dagga-toere. Ja, ek is seker daai cherries wat gerook is nie so uitsoekerig nie. Is jy nou gelukkig? Hæ? sien jy wat se gedagtes plant jy in die dik gat se kop, hè? Moenie by my kom alles en môre oor môre hier by die huis aankom met 'n dwelmverslaafde tert nie. Wat snaakse Afrikaans praat. Gym jy elke dag? Elke oggend van 6 tot 7. Dis nou al 'n gewoonte.
Oor naweke ook. Jep, dis al hoe mense sixpack behou. As jy vir 'n paar dae ophou, verdwyn die definisie. Wys my. Wat? Jou sixpack. Maar is terug van haar shopping af. Hel, ou Hardes. Ek is baie beïndruk met daai route. Dis vinnig, hè? Ongelooflik. Dit is 'n plesier om op die internet te wees. Nou wat die hel doen jy hier? Gaan surf op die net. My komputer is besig om 'n movie te download. Dit sal nog so 'n halfuur vat. Ek kan studeer in jou kamer. Dit is naweek. Ek wil relax. Hier. Dit is baie gemaklik hier. My baas, Dr. Proctor sê hy speel elke Woensdag saam met jou pa golf. Ek ken nie al my pa se golfbelle nie, Antie. Hy sê jou pa se praktyk is baie besig. Hy is nogal, veral omdat so baie van Johannesburg se ginekoloë Australië toe getrek het. Hulle sê die Australiese cherries is ongelooflik seksie en baie maklik. Man, wat weet jy van die meisies in Australië af? Tenis van Rooyen sê. Ek wil nie daai rubbish hoor nie. Gaan eet daai chips in jou kamer. Nie sit met tande tel nie. Jy kom ons sien jou suster geselskap toe. Skort. Okay, ma. As Antie nie omgee nie, ek sal nie te lank kuier nie, net nog so 10 minute of so. Nee, sit. Kuier bly so lank as wat jy wil. Ek gaan net gou vir julle tweeetjies cappuccino maak. Dan sal ek julle nie verder pla nie. Chat, kuier, maak soos julle lus het. In hierdie huis is ons baie broad-minded. Wat bedoel jy maar daarmee? In hierdie huis kan ons vry. Check my sixpack.